by die Hartlike Huisgesin, episode 6, waar ons gaan kyk na die basiese emosionele behoeftes van kinders. En ons bespreek graag navorsing wat gedoen is in hierdie gebied. In die vorige episode het ons die 4 temperamente bespreek. En ons glo dat wanneer mens mekaar se temperament verstaan, kan mens mekaar se taal praat. Loer gerus na hierdie episode indien u dit gemis het. Ons beweeg aan na die eerste emosionele behoefte, en dit is liefde. Kinders ervaar en observeer hoe pa en ma mekaar liefhet. Daardeur ervaar hulle liefde. Ons moet besef dat al is pa of ma nie meer in die huis nie, hoe die gewese verhouding beskryf word steeds 'n indikasie is van liefde. Om liefde as 'n behoefte aan te spreek is 'n herhalende proses en word nie deur 'n paar dade van liefde vervul of 'n paar dade van frustrasie en woede vernietig nie. Dit is soos om te oefen. Jy sien eers die resultaat na 'n tydperk van beslisheid en getrouheid. Almal maak foute. Geen ouer is perfek nie. Dit beteken nie dat jou kind nie weet dat jy vir hulle lief is nie. Kom ons kyk na onvoorwaardelike liefde. Hierdie is 'n voorbeeld wat ons by die Vader leer, dat God ons in oormate liefhet, teen spyte van ons foute en ons sondes wat ons doen. 'n Kind verwag die onvoorwaardelike liefde van 'n ouer, wat nie net sigbaar is wanneer hulle luister, gehoorsaam en netjies en vroom is nie, maar ook wanneer hulle grense toets en gedrag toon om die vertroue te toets. Dit is belangrik om nie liefde as 'n bargaining chip te gebruik om goeie gedrag aan te its nie. Dit is een ding om te sê ek is lief vir jou, maar 'n ander ding om dit te wys in die tye wanneer mens nie so baie dit voel nie. Nou, hoe kan mens hierdie met opset doen? Ons begin met aktiewe luister. Skep 'n veilige ruimte vir jou kind om hulle self openlik uit te druk, sonder die vrees vir beoordeling. Oefen aktiewe luister deur volle aandag te gee. Dit behels oogkontak en ware belangstelling te toon in dit wat hulle sê. Vermy onderbrekings of afwysing van hulle gedagtes en gevoelens. As hulle met jou wil stry, geef hulle 'n kans om hulle self uit te druk. Toon dat jy hulle hoor en verstaan dat hulle dalk frustreerd is, maar dat jy wel by jou besluit gaan bly. Jy sal hulle wel bystaan terwyl hulle teleurgesteld is oor die besluit wat jy geneem het. Die volgende punt, skei die gedrag van hulle selfwaarde. Wanneer jou kind verkeerd optree of foute maak, skei hulle optrede van hulle waarde as persoon. Die gedrag is ook nie 'n aanwysing op jou vermoë as 'n ouer nie. Kommunikeer dat jy, alhoewel jy nie die gedrag kan goedkeur nie, steeds onvoorwaardelik van hulle hou en vir hulle lief is. Laat hulle weet dat jy hulle aanvaar en waardeer, selfs wanneer hulle slegte keuses maak. Hierdie wete beskerm hulle hart deur die ouer-kind verhouding. Die volgende punt, bevestig jou kind se emosies in die situasie spesiaal van dissipline. 'n Tantrum is net 'n ander manier om woede uit te druk. In plaas daarvan om met woede op te tree, erken in woorde dat jy kan sien jou kind is kwaad en dat dit oukei is om kwaad te wees oor wat dit ook al is wat hulle oor kwaad is. Hulle kan huil, maar dit gaan nie verander wat jy besluit het nie. Wees daar terwyl hulle kwaad is, terwyl hulle huil. Meer as een dag kommunikeer ons as ouers dat kinders nie hulle emosies mag uitdruk nie, want ons raas met hulle vir hoe die emosies uitkom, in plaas daarvan om hulle te help om te leer hoe hulle die emosies kan hanteer. Hierdie vereis empatie, om jouself in hulle skoene te plaas en daardeur te verstaan dat hulle nie nou baie tevrede is met die straf op die dissipline of taak wat dit is wat jy vir hulle gegee het nie. Gee erkenning aan die feit dat hulle dalk nie in daai oomblik van jou hou nie. Dit maak hulle normaal gehoor en geliefd voel. Of wanneer jy wel 'n fout maak, hoe wonderlik is dit om die voorbeeld van jammer sê te toon vir jou kind.
Herstel is 'n baie belangrike deel van liefde. Ouers verwag so baie van kinders om vir mekaar jammer te sê, spesiaal vir 'n boetie of 'n sussie, vir wat dit ook al is wat hulle gedoen het. Maar hierdie is nie deel van 'n kind se natuurlike optrede nie, en dus moet dit iets wees wat hulle leer. Hoe anders as deur die ouer wat self kan jammer sê, wanneer daar onredelik opgetree was, of as daar 'n fout gemaak is. Die volgende komponent van liefde is tyd. Dit is die nommer 1 manier waardeur jy aan jou kind kan kommunikeer dat jy vir hulle lief is. Hierdie tyd is genavors en is bewys dat 'n goeie hoeveelheid ongebroke individuele speeltyd tussen jou en jou kind so 3 keer 'n week vir 'n uur lank is. Ek besef dat dit nie altyd prakties moontlik is nie. Die spoed waarteen ons hardloop maak dit vir ons baie moeilik. Maar ons kan streef om hierdie speeltyd deel van ons roetine te maak. Die belangrikheid hiervan is om te begin met 1 keer 'n week. En tyd behels koneksie tussen ouer en kind. Die volgende faktore het 'n direkte invloed op hierdie tyd. Ons begin met oogkontak, met 'n sagte uitdrukking op jou gesig. Jy gaan nie in die speeltyd met kwaai oë of 'n hastige gesig tyd saam met jou kind spandeer nie. 'n Rustige stemtoon. Dan 'n speletjie of 'n aktiwiteit wat die kind gekies het. Die gedagte is dat jy tyd spandeer in hulle leefwêreld. So dit is nie plek vir opvoedkundige speletjies of plekke waar hulle kan lesse leer nie. Jy spandeer tyd in hulle leefwêreld. Jy kan grense opstel, soos byvoorbeeld jy het 45 minute om te speel, ons mag nie tegnologie gebruik nie, mag nie geld kos nie, en ons moet opruim nadat ons gespeel het. Indien opruim 'n probleem is, en hulle weier om op te ruim, kan jy na die tyd 'n nuwe reël maak, dat die volgende speeltyd, julle nie met speelgoed kan speel nie, omdat die kind nog nie gereed is om te help met opruim nie. En wanneer hy wel reg is om op te ruim, kan jy weer speelgoed deel maak van die tyd wat julle saam spandeer. Jy kan selfs opruim deel maak van die speletjie aan die einde, miskien om te kyk wie kan al die balle die vinnigste in die kas teruggooi. Wat belangrik is kinders mag nooit gestraf word met hierdie speeltyd wat weggeneem word of weerhou word nie. Hulle verdien nie jou aandag en tyd nie. Dit is 'n basiese behoefte, of hulle dit nou volgens jou verdien of nie. Laat hulle voel asof die speeltyd 'n hoogtepunt is. En bedank hulle na die tyd, as jy klaar gespeel het, dat dit vir jou besonders lekker was. Dit doen so baie aan hulle harte. Die laaste gedagte is dit handel oor empatie. Kinders het teen alle tye nodig om by ouers te sien deur lyfstaal, gesigsuitdrukking, stemtoon en dade, dat hulle ouers vir hulle liefde bewys. Elke uitdaging of grens wat kinders oorskry, is daar 'n behoefte dat die ouer dit met empatie hanteer. Ons almal raak kwaad, ons almal raak frustreerd, ons almal is soms ongeduldig en daarvoor is herstel so belangrik. Hierdie beteken om jouself in die kind se skoene te kan plaas en werklik te verstaan wat die kind se perspektief in die saak is. In elke reaksie leer hulle iets van hulle self en of die wêreld 'n goeie of slegte plek is. Die uitdaging wat ons voorberei het vir hierdie behoefte is laat die kind 'n aktiwiteit kies om saam met jou as ouer te doen. Op die skerm sal jy reëls sien wat insluit verskillende aspekte wat aan aandag geskenk kan word. So die eerste een is dit mag nie geld kos nie. Die tweede een, ons moet alles opruim na die tyd. Die derde punt, geen tegnologie mag gebruik word in hierdie speeltyd nie. Die vierde punt, ons mag nie mekaar seermaak nie en ook nie enigiets breek nie. Die laaste punt is ons moet baie pret hê. Hierdie uitdaging kan baie pret wees en ek moedig u aan om dit tog te doen in hierdie week en maak dit deel van die roetine. Ons bespreek graag in die volgende episode die tweede emosionele behoefte, wat lof en erkenning is. Ons sien uit daarna om met u hierdie gedeelte te deel. Tot volgende keer.